Goeiedag en baie welkom by sessie 4 van module 4, waar ons praat oor gebed. In hierdie sessie gaan ons voort om te kyk na Jesus se direkte lering oor gebed, wat hy vir ons sê en vir sy disippels geleer het oor gebed. En ek wil begin by die vers, baie bekende vers, wat sê, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Nou as ons so met die eerste luister na hierdie vers kyk, dan kan dit baie maklik wees dat ons sê, maar okay, hier word nou vir ons 'n vrypas gegee. Ons kan maar net vra wat ons wil hê en ons kan soek en ons kan klop en ons moet net aanhou, dan sal Jesus vir ons gee wat ons vra. Maar ek dink nie dit is regtig waaroor dit hier gaan nie. Ek dink ons word uitgenooi om bietjie dieper te luister hierna. Wat daarvan as jy na hom toe kom met 'n hart wat vra na hom, vra vir sy teenwoordigheid, vra vir sy raad, vir sy insig, vir sy leiding, vir sy wysheid, wat werklik vraend is rondom die wil van God. Wat wil God in my lewe? Wat is God besig om te doen in my en rondom my? Wat wil God aan my openbaar? Om dit te vra, om te soek regtig na die wil van God vir jou lewe. En dan daarbey saam, soek en jy sal vind. As jy kom met 'n soekende hart, soekend na God self, soekend na sy aanraking, sy teenwoordigheid, sy liefde, sy omgee, soekend om raak te sien waarmee hy besig is, soekend net om al meer ingetrek te word in die plan van God, in dit wat God doen. Met 'n hart wat regtig soekend is na hom oral waar jy gaan, oral waar jy kom. Soekend om net te sien, waar is God? Wat doen hy? Hoe is hy hier teenwoordig? En 'n kloppende hart, 'n klop en vir jou sal oopgemaak word. Waar is baie keer ons vasloop in situasies wat moeilik is, dat ons regtig sal leer om na hom toe te kom en te klop en te wag op hom. Met 'n ingesteldheid van, ons klop nou aan die deur van die Almagtige, die Alomteenwoordige, die Alwyse. Die een wat die vermoë het om werklik vir ons aan te raak, te genees, heel te maak, te herstel. Dit laat my baie dink aan ook Openbaring 3 vers 20 wat hy sê, hy staan by die deur en hy klop. En as ons oopmaak sal hy inkom en saam met ons maaltyd hou. Maar dat jy ook 'n kloppende hart het om te sê, Here, ek wil dat u inkom, maar ek wil ook nader kom aan u om saam met u maaltyd te hou, om net in die teenwoordigheid te vertoef. Om daar te sit met wie ek is, met wat op my hart is, wat in my lewe aan die gang is, totdat my vrae oplos, totdat my pyn genees, totdat ek werklik versadiging vind vir my dors, dat ek sien waarna dors ek regtig en dat ek u sal vertrou om my diepste dors te les, soos net u dit kan doen. Dink bietjie daaroor hoe dit jou gebed kan beïnvloed as jy so oor hierdie vers dink. En dit bring my by die volgende gedeelte, wat ook 'n baie bekende deel is, en waar ek dink ons ook iets hiervan sien. En dit is waar Jesus aan die huis is van Lazarus en Martha en Maria, en dit is 'n baie bekende gedeelte. Terwyl Jesus daar is, was Martha baie bedrywig en besig om reg te maak in die kombuis, maar natuurlik wou sy graag vir Jesus bederf. Dis hierdie wonderlike geleentheid om hom as gas aan huis te hê, en sy wil iets spesiaals vir hom doen. Maar Maria gaan sit by sy voete en luister net na sy woorde. Dan kom hierdie opstandigheid in Martha se hart. Sy begin knorrig raak. Dit is asof sy voel, maar dis onregverdig. Hoekom sien Jesus nie raak wat hier gebeur nie? Hoekom moet dit altyd ek wees wat reg staan en reg maak en die gaste bederf en alles moeite doen? En Maria kan net daar lekker by sy voete sit en sy doen niks nie. Dit is net nie reg nie. En dan gaan sy na Jesus toe en sy vra vir hom, Here, kan jy nie sien dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help. Sien, dit is wat gebeur met mense wat sulke
wrokkighede in hulle harte ronddra, wat onrustigheid is en wat verontreg voel en te nagekom voel. Hulle wil graag vir God en vir Jesus inlig oor wat in hulle lewens aangaan, so asof hy nie weet nie, en vir hom voorskryf wat hy moet doen. Sy het nie 'n hart wat vra of soek of klop nie. Sy het 'n hart wat onstuimig is, wat weet wat sy nodig het, en daarom vertel sy vir Jesus wat sy nodig het. En dan is dit baie treffend toe Jesus haar antwoord, dat sy vir haar sê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. En Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Party vertaling sê, net een ding is noodsaaklik, nie net nodig nie, maar noodsaaklik. En dit sal nie van haar weggeneem word nie. Want sien, Maria het 'n hart gehad wat soek, wat vra, wat klop na homself, om in sy teenwoordigheid te wees. Ek het baie oor hierdie gedeelte met mense gepraat daar by Shema, en baie sal sê, maar dit is half onregverdig. Ek meen, iemand moet tog die werk doen, want baie mense identifiseer met Martha. Hulle is self sulke dienende Marthas, en dan voel hulle, maar dit is onregverdig. Maar sien, dit is om die punt te mis. Dit gaan nie daaroor wie die werk doen, dit gaan oor die hart. Jesus sê, Martha is besorg en bekommerd, sy het 'n besorg en bekommerde hart, 'n onstuimige hart. Sy het nie 'n vraende, soekende hart nie. Martha kon net sowel in die kombuis gewees het met 'n hart wat vra en soek en klop, met ore wat gespits is om dalk hier en daar te hoor wat Jesus sê, wat regtig ingestel is op diens en egte diens, vra nie om raak gesien te word, om geprys te word, om erken te word nie. Dis verniet, dis met liefde, met oorgawe. En dan sou Martha ook ontvang het. En net sowel kon Maria by sy voete gesit het met 'n onstuimige hart, wat ongelukkig is, wat eintlik vir Jesus wil kom vertel wat hy moet doen, soos Martha gedoen het. Maar nee, sy het gekom met 'n soekende hart, so dit gaan oor die hart van die persoon. En Maria het 'n soekende hart gehad, en daarom sê Jesus vir Martha, Martha, moenie so besorg en bekommerd wees nie. Kyk, wat is regtig noodsaaklik. Dit wat Maria hier doen is noodsaaklik, om soms net by my te kom sit, op my te wag, na my te luister. Want daar vind iets plaas, wat nie in woorde beskryf kan word nie. 'n Baie dieper kommunikasie en intimiteit. En net so is dit met die laaste vrou, 'n vrou wat in die Bybel net genoem word 'n slegte vrou, wat gegaan het na die huis van Simon die Fariseer, omdat sy gehoor het dat Jesus daar is. En sy kom daar as 'n stikkende mens. Ek kan net my voorstel, hoeveel verwerping sy in die samelewing moes ervaar het. Hoeveel keer sy misbruik was. Hoe stikkend haar lewe was. So sy is verby die punt van omgee wat mense gaan sê of dink. Sy weet, as sy soontoe gaan, eintlik is sy onrein. En 'n onrein mens sal nooit in 'n Fariseer se huis mag ingaan nie, want dan word die huis ook onrein. Maar omdat Jesus daar is, het Simon dit half maar ongemaklik toegelaat, dat sy inkom, en sy kom met trane in haar oë. En sy kom net om Jesus se voete met haar trane te was, en dan met haar hare af te droog, en te salf. En Simon sit daar met hierdie onstuimigheid in sy hart, met 'n vraag, kan die Here dan nie sien wat hier aan die gang is nie? Weet hy dan nie dat hierdie 'n slegte vrou is nie? Hoe kan hy toelaat dat sy net aan hom raak? Want jy sien, dis wat die wet sê. Die wet sê hy mag dit nie doen nie. 'n godsdienstige mens het soveel antwoorde vanuit hulle wette, hulle voorskrifte. Selfs in ons tyd uit die Bybel. Die Bybel neem eintlik God se plek in. Die Bybel sê, en jy mag net niks doen wat die Bybel nie sê nie. Hy het ongelukkig nou nie die moed gehad om self vir Jesus dit te sê nie, maar Jesus weet wat in sy hart aangaan en vra dan vir hom, kan hy vir hom iets vertel? En dan vertel hy vir hom hierdie storie van die twee mense wat baie diep in die skuld was, die een baie meer as die ander een, en albei word vrygespreek, en dan vra hy vir Simon, watter een sal die meeste dankbaarheid hê? En dan sê Simon, waarskynlik maar die een wat die grootste skuld vrygespreek is, wat alles afgeskryf het, sal meer dankbaar wees.
Eintlik het hy dan sy eie vraag geantwoord, want ek dink Simon moes toe al geweet het waaroor dit gaan. Maar dan vra hy vir hom hierdie vraag: Simon, sien jy hierdie vrou? Baie treffend, sien jy haar? Want Simon het gesien sy's daar. Hy het gesien wat sy doen, maar hy het haar nie raak gesien nie. Hy het nie haar hart gesien wat soek en vra en klop nie. Hy het gesit met oordeel in sy hart wat vanuit wette kom, wat streng en ongenaakbaar is. Jesus sien die mens wat kom om te soek en te klop en te vra. En daarom laat Jesus dit toe, ontvang hy haar, en draai hy na die vrou toe en met groot teerheid sê hy vir haar: jou sonde is jou vergewe. Ek kan my net voorstel wat in daai vrou se hart op daai oomblik gebeur het. Die genesing wat plaasgevind het, die gesond word. Sy het gekom met trane, nie met woorde nie, met dade. Trane kan ook gebed wees. Soms is dit nodig om net met jou trane by hom te gaan sit. Net jou hartseer uit te huil, as jy stikkend is. En terwyl jy daar sit en op hom wag, sal jy ook op 'n punt hoor: dis oukei. Jou sonde is vergewe, alles is weer reg. Ek is lief vir jou. Wat jy ook al nodig het om te hoor, dit sal jy hoor. So dit is belangrik om ook te weet dat dit belangrik is om hierdie maniere van bid deel van ons gebedslewe te maak. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.